Goeiemôre broeders en susters. Ons is vanoggend baie dankbaar en bevoorreg om vir professor Kreer en sy eggenote Celia hier by ons te verwelkom. Prof Kreer is 'n man wat baie gawes en talente het. En as daar net 3 is wat ek wil uitsonder vanoggend, is die eerste, die feit dat hy 'n professor is en dat hy besig is by die teologiese skool en by Potchefstroom Universiteit, nou die Noordwes Universiteit, om die teologiese studente op te lei as predikante. Ek dink dit is seker een van die hoogste sporte wat daar so in die kerkverband is. En hy het dit bereik. Die tweede een is dat hy 'n herder en 'n leraar is. Dit het ons ondervind vir die ongeveer 5 jaar wat hy in hierdie gemeente direk betrokke was. En dan laaste, maar nie die minste nie, hy is maar net 'n mens soos ons. En so het ons hom leer ken met die verkondiging van die woord, waar hy 'n besonderse gawe het om uit die kop, meestal uit die kop uit te preek, maar tog heeltemal plat op die aarde. En so het ons ook sy eggenote vir Celia leer ken, wat eintlik die anker is. Celia sê dalk net so 'n bietjie opstaan, die mense sien en herinner weer, daar is sy. Sy is maar die anker van die huisgesin, 'n besonderse predikantspaar wat hier by ons is. Ons wil weer eens vir sê baie dankie dat julle twee oorgekom het. Seënwense met die woordverkondiging en so ook die pad vorentoe. Ons bid u daarmee die seën van die Here toe. Baie dankie. Baie dankie vir die baie vriendelike verwelkoming. Inderdaad, dinge wat 'n mens baie nederig laat, en dan die voorreg wat ons vanoggend ook te beurt val om weer die woord van die Here te mag bedien, is zeer sekerlik die grootste juweel en stukkie kosbaarheid wat daar kan wees. Baie dankie ook vir die verwelkoming wat ek in Celia te beurt geval het. Dis vir my gevra om die volgende lief en leed te hanteer, broeders en susters. Ek doen dit graag. Voorbidding in terme van hartseer, deur Willie de Klerk se broer wat die afgelope week oorlede is. Deur Willie, ons dink aan julle as familie en as gesin. Ons weet die tye is nie in ons hande nie, maar ons weet dat die Here ook so vertroos, ook in sy koesterende liefde. Voorbidding vir suster Annetjie Niemand, wat weer in die hospitaal opgeneem is. Mag daar ook vinnige beterskap en herstel wees. En dan, broeders en susters, het die kerkraad ook vanoggend verneem van Elise en Carlitza Blighnout, wat in 'n motorongeluk was, en Carlitza is in die intensiewe sorg. Daar is ongelukkig nie meer inligting op die stadium beskikbaar nie. Ook net die bede dat die Here daar in die intensiewe afdeling ook sy koesterende hand van liefde om haar geskulp sal hou. Dan, broeders en susters, woord van hartlike gelukwensing aan broeder Charles Klaasen, die 83ste verjaardag, en broeder Paul Du Plessis, 81 jaar, wat die broeder dan ook bevoorreg is om te mag vier,
net weer die bewys, as ons nie pas op nie, dan word almal baie vinnig ouer, maar die wonderlike ouderdom van 83 en 81 as gemeente word daar werklik gedink aan die lidmate. En dan, broeders en susters, die volgende lidmate is verlede week oorlede. Dit is altyd hartseer, en veral as daar dan 3 van die susters is, susters Sandu Plessis, Jorien de Meyer en Tini Bailey. Broeders en susters, ons sal ook in die erediens en die gebede dink aan die familie en die geliefdes van hierdie lidmate. Ons voorbidding regtig waar aan die een en elkeen, ook te midde van hartseer en beproewing. Broeders en susters, net vinnig voordat ons begin, omdat ons skriflesing uit Psalm 34 vanoggend kom, het ek dit goed gedink om dan rondom daardie onderwerp van die goedheid van die Here, en dink maar so lank gerus in die binneste, probeer vir u 'n definisie kry van wat is goedheid. Net om die moeilikheid daarvan te begryp, het ek dit goed gedink om vanuit die psalms vanoggend onder die erediens te laat sing met die uitsondering. Gaan die erediens nou begin met 'n intreelied. 'n Intreelied, ons sing dit staande saam, Psalm 98 vers 2 en vers 3, waar ons sing van hoe die Here dink aan sy genade en hoe hy sy genade en sy heil en verlossing in ons skenk. Dis Psalm 98 vers 2 en 3. Daarna die openingsverklaring, waarna u dan die seën van die Here ontvang en ons dan staande ons lofpsalm saam sing uit Psalm 147 vers 1 en 3. Die goedheid van die Here waar ons ook die wisseling in die natuur beleef. Dan bely ons ons geloof en ons sing saam van Skrifpryking 12:3 vers 1 en 2. So van nou af bly ons dan staande totdat ons die lied uit Skrifpryking 12:3 vers 1 en 2 saam gesing het. Kom ons sing as intreelied Psalm 98 vers 2 en 3 saam. Dis inderdaad so, broeders en susters, die ganse wêreld moet hom eer, en dit is wat ons onder die erediens wil doen. En daarom verklaar ons vooraf ons afhanklikheid van die Here
waardeur ons ook sê in wie se naam ons saamkom. En ons doen dit met hierdie woorde: ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Broeders en susters, en wat was en wat kom. En van die 7 geeste wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die een wat eerste uit die dood opgestaan het, en die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Dink so daaroor, broeders en susters, wat 'n voorreg om ook ons geloof in vryheid te mag bely. Ook hier waar ons in Suid-Afrika is, die voorreg om nou saam met alle gelowiges van dwars oor die wêreld ons geloof te kan bely. Die moontlikheid dat daar op die stadium ook broers en susters van ander wêrelddele is wat hierdie belydenis saam met ons bely, en daarom doen ons dit uit die geloofsbelydenis van Nicea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gely en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen.
Ons luister na die pad. Sondag, die eerste dag van die week, en daarom wil ons dan ook vanuit 'n Nuwe Testamentiese perspektief vandag na die voorlees van die wet van die Here luister, soos dit vir ons dan opgeteken is in Romeine 12 vers 9 tot en met vers 21. Samevatting van die wet van die Here: liefde, liefde tot God, liefde tot ons naaste, wat in die gedeelte baie duidelik voorop staan. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig. Dien die Here. Verbly julle in die hoop. Staan vas in verdrukking. Volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja, seën hulle. Moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar, moenie hooghartig wees, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie, moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie self raak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe: dis my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. En hoekom doen ons dit? Ons doen dit, broeder en suster, op grond in en deur ons Here Jesus Christus, soos wat Efesiërs 2 eintlik hieroor sing. Julle is inderdaad uitgenadig deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. En nou wil ons van iets van hierdie goeie dade saam sing in Psalm 34 vers 1 en 6, waarna ons saam verenig in gebed. Ons Vader wat in die hemel is,
ook nou in hierdie oomblikke het ons hierdie voorreg om ons werklik te kan losmaak. Te kan losmaak van die drukte, die opwinding, die vreugde en alles wat die lewe aan ons bied. Die vreugde om ook nou te mag bid en sê, deurgrond my o God, deurgrond my hart, ondersoek my en sien alles raak. Want U het my gevorm, my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Alles wat U gedoen het, van voor my geboorte af, tot op hierdie dag, datum en tyd, vervul my met verwondering. Hoe is dit moontlik dat U my al gesien het, toe ek nog ongebore was? Dat U my lewensdae in die boek van die lewe opgeteken. U goedheid, Here, staan hemelsbreed, hemelhoog, vas in elkeen van ons se lewe. En dit wil ons nou uit U woord lees en saam oordink. Maar hoe kan ons U woord oopmaak as ons nie nederig van U vra? Ons harte, ons aandagspan en ons gehoorsintuig oop te maak. Help U elkeen van ons in hierdie oomblikke aan die hand van U woord om opnuut weer te vra wat U goedheid vir ons beteken. Wanneer U woord in swakheid verklaar en toegepas word, vra ons, wees ons hierin genadig, seën dit wat gesê word, soos wat dit ook in ooreenstemming is met U woord, dat dit ook werklik geloofsgroei en geloofskrag in ons lewens na vore bring. Dit alles bid ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Terwyl ons so bly sit, broeders en susters, sing ons saam van Psalm 103, ook as 'n inleiding tot ons skriflesing, Psalm 103 vers 2, 3 en 9, waar ons ook juis saam sing van God se goedheid wat oneindig in ons lewens is. Vers 2, 3 en 9, waarna die skriflesing en die prediking volg.
Almal van ons broeders en susters het moontlik 'n gunsteling psalm. En moontlik het u gunsteling psalm gesing of is daar moontlik 'n ander psalm. Maar een van die groot juwele in die psalmbundel is en bly Psalm 34. Kortweg opgesom. Dis die moeite werd om die Here te vertrou. As ons die hele psalm moet opsom. Maar kom ons lees dit saam en dan oordink ons dit saam in die prediking. 'n Lied van Dawid. Luister mooi. Wat is hierdie historiese opskrif? Hy het hom kranksinnig gehou by Abimelek. Nee, dit is nou daai gebeure by die Filistynse koning, waaroor ons net nou ietsie meer sal sê. Hy het hom weggejaag en hy het pad gegee. Want kranksinnigheid is eintlik as duiwelbesetenheid daardie tyd beskou. En nou kom Dawid, die kranksinnige, en hy sing hierdie loflied. Ek sal die Here altyd weer prys. Sy lof sal op my lippe wees. Ek sal die roem van die Here sing. Die wat swaar kry sal dit hoor en daaroor bly wees. Sing saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Ek het die Here aangeroep en hy het my geantwoord. Hy het my gered uit alle doodsgevare. Die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. Ek is een van die ellendiges wat geroep het. Die Here het gehoor. Uit al my benoudhede het hy my gered. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat die Here dien en red hulle. Kom, ondervind en sien self dat die Here goed is. Meer letterlik uit die Hebreëus vertaal, kom en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil. Julle wat aan die Here behoort, dien hom. Wie hom dien het geen gebrek nie, selfs leeu's ly gebrek en kry honger, maar wie die Here se hulp vra, niks kort van die goeie dinge nie. Kom kinders, luister na my. Ek wil julle leer hoe om die Here te dien. As iemand die Here liefhet en 'n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaad praat en sy lippe van leuen. Bly weg van die kwaad af en doen wat goed is. Soek vrede en jaag dit na. Die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep, maar hy tree op teen die wat kwaad doen en vee selfs die herinnering aan hulle van die aarde af. As die regverdiges om hulp roep, hoor die Here hulle en red hy hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedelose. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref. Die Here red hom uit almal. Die Here sorg vir die liggaam van die regverdige. Geen been word gebreek nie. Die kwaad wat die goddelose doen, bewerk sy eie ondergang. Vir sy vyandskap teen die regverdige sal hy boet. Die Here maak sy dienaars vry. Wie by hom skuil, sal nie as skuldige behandel word. Ons fokusverse, broeders en susters, trek saam in vers 8 tot 10 en dan ook vers 16, wat ons dan eintlik gebruik as 'n vergrootglas waardeur ons inkyk op hierdie psalm. Die engel van die Here slaan sy laar op, bou 'n vestingstad, hy bou 'n fort rondom die wat die Here dien en red hulle. Kom, ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuil.
Julle wat aan die Here behoort, dien hom. Wie hom dien, het geen gebrek nie. En dan vers 16, die Here sorg vir die regverdiges en luister na hulle hulpgeroep. Meer letterlik vertaal, die oë van die Here is gerig op die regverdiges en sy ore is gerig op hulle hulpgeroep. Geliefde broeder en suster en ons jonger kinders, kom en sien self dat die Here vir jou goed is. Met ander woorde, nie volgens hoor sê nie, maar eerstaan. Kom rol die goedheid van die Here in jou geloofsmond. Want as jy dit nie proe nie, gaan jy dit nie raak sien in jou lewe. Sonder die proe van die goedheid van die Here word ons sig soos daardie voetpaadjie in die veld waarop ek loop en dan ewe skielik is dit te midde van die bosse net weg. Nou moet jy onthou wat hierdie gedeelte vir ons in die Bybel leer, raak baie nou aan hierdie biologiese wonder van jou smaak en smaaksintuie. En nou sê die geleerdes dat op die bokant van jou tong is daar wat hulle noem smaakpapille. En aan die eindpunt daarvan senuweepunte wat jou help om die basiese smake te kan onderskei. En noem die geleerdes dit eintlik wat hulle sê reseptors. Reseptors wat jou in staat stel om daardie chemiese reaksie van kos en vloeistof wat jy inneem so te kan proe dat syne gestuur word na jou brein wat registreer wat jy proe. Nou as dit in die alledaagse lewe 'n wonder is, kom hierdie gedeelte, broeder en suster, met 'n dringende uitnodiging. Van die beste uitnodiging van 'n gelowige. Kom vir jouself hoe goed die Here is. Nou hoor, broeder en suster, soos wanneer jy iets by persone sou eet, iets wat jy proe, jy onmiddellik helder laat onthou en sien van daardie gereg wat jou ma gemaak het. Iets wat ek saam geëet het tydens 'n romantiese afspraak. Iets wat ons as gesin lank gelede tydens 'n vakansie geniet het. En hierdie gedeelte met daardie gesê, kom, dan. Raak hoe goed die Here vir jou werklik is. Meer en anders uitgedruk. Indien ons nou vandag, broeder en suster, hoor van 'n nuwe restaurant wat oopgemaak het hier in Alberton. Met die wonderlikste kos wat bedien word. Help dit my niks om bloot net die spyskaart te lees of om bloot te luister hoe persone oor daardie kos praat.
Ek kan eers getuig dat dit goed is wanneer ek dit self geproe, self geëet het, self deel van my gemaak. Nou dit, broeder en suster, dit is die krag van hierdie gedeelte. Om jouself en gebruik hierdie oomblikke waarin ek die voorreg het, broeder en suster, om u aan die hand van hierdie kragtige psalm te kan begelei, om ook te oordink en te proe hoe goed die Here vir u is en vir my is. 'n Juweel, broeder en suster, Psalm 34. 'n Juweel wat uit die skatkis vir ons opgedek word. En hoe skitterend is dit nie? Psalm 34 is nie maar net so 'n terloopse samevlansing van nog 'n lied, net om 150 psalms se getal vol te maak nie. Van 15 liedere in die psalmbundel wat bekend staan as die psalms van heroriëntasie. Met ander woorde, dood eenvoudig uitgedruk, 'n lied wat alles te maak het met my GPS, my GPS, my lewenskoördinate. En die psalm vir ons leer dat daar geen vastigheid sal wees. Geen anker sal wees indien ek nie begin by die goedheid van die Here nie. Nou, broeder en suster, u sal onthou dat ons gemeld het, hierdie psalm begin met 'n historiese, geskiedkundige verwysing wat ons so maklik oorheen kan lees. 'n Psalm wat Dawid gedig het nadat hy by die Filistynse koning was en die hom eintlik soos 'n dier weggejaag het. Nie sonder rede nie, broeder en suster. Want wat doen 'n digter? 'n Digter altyd met die ekonomie van woorde, met die minste woorde moontlik. En plaas vir ons 'n magdom, 'n absolute skatkis van dinge wat te maak het met die Bybel voor ons neer. Dis wat hier gebeur. Psalm 34 sê ja, 'n lied wat gesing is na afloop daarvan, toe die Filistynse koning Dawid so 'n kyk gegee het, minagting. Jou kranksinnige, jou malmens. Of indien ons dalk nou meer vriende taal wil gebruik, broeder en suster. Jou Dawid as 'n koning, sien ek, dis iemand wat hard geslaan is in hierdie lewe. Ja, jy het werklik 'n paar klappe weg. Die sielkundige sou moontlik kon praat van posttraumatiese stres. Kyk, dis wat oorlog aan 'n mens doen. Dit dryf jou tot by daardie rand van ondergang, tot by daardie rand wat jy absoluut wil breek. Nou, broeder en suster, kom, Psalm 34 gesê. Wat het Dawid by daardie punt gebring? Wat het Dawid by daardie punt gebring dat hy hom soos 'n kranksinnige moes gedraai? Lees maar gerus in die eie tyd 1 Samuel 21 en die hoofstukke rondom dit. Dawid wat eenmaal in die geloof die reus Goliat tegemoet gaan en met geloofskrag hierdie reus neervel. Anders as dit 'n mens dink dat hy 'n heldeverering moes ontvang het en almal hom op die hande moes dra. Val vervolging, val daardie voorreg om te beurt, as 'n mens dit 'n voorreg kon noem, en nie eerder daardie teleurstelling om 'n voortvlugtige te wees. Hy moes vlug in die besonder vir Saul. Saul wat bedreig gevoel het deur hom. En soos wat hy vlug, sy gedurig deur slim plannetjies probeer beraam. Slim planne beraam
vas. Van daardie geloofsles van het ek Goliat tegemoet gegaan. En op sy eie vertrou meer loop hy hom vas. Want wat gebeur? Voordat hy hom hier bevind by die Filistynse koning. Wat hier gebeur is, hy moes weer vlug vir Saul. En so kom hy by die priesterstad Nob uit. En hier gaan hy en hy vertel 'n leuen, hy lieg vir die priester. Hy vertel vir die priester, hy's eintlik hier op 'n baie belangrike geheime sending as 'n 007 agent vir koning Saul. En op grond hiervan, omdat hy dan nou hierdie geheime sending het, gee die priester van hom aan hom hierdie toonbrode om te eet. 'n Totale afwyking van wat die reëls was. En dan gee die priester ook Goliat se swaard aan hom. Maar dan is daar een van die spioene van Saul wat hierdie nuus gaan oordra aan Saul en sê, dis wat Dawid gedoen het, dis waar hy is. Gaan haal hom uit. Dawid wat dit te hore kom. En dan vlug hy en kan 'n mens dit glo, broeder en suster? Menslik gesproke wil 'n mens vra, en dis met eerbied. Dawid, is jy van jou sinne beroof? Is jy nou werklik, dan sien dit in aanhalingstekens, kranksinnig? Hoe kan jy hier vandaan na Arkis toe vlieg? Kan jy Israel se gebied na Arkis, die toetsdorp van Goliat, van Goliat wat deur jou gebring is, daar vlug, sy swaard daar. Nie swaard wegsteek nie. Dis mos 'n duidelike advertensie. En dis iemand wat kom moeilikheid soek. En so gebeur dit. En weer eens wanneer Dawid besef dat hy hier in 'n knyptang vasgedruk word, besluit hy om homself kranksinnig te gedra. Lees maar hoe dit hy dan ook so opgetree het, dat dit eintlik veragtelik was vir die mense. En so bring die mense van Arkis die kranksinnige Dawid na die Filistynse koning toe, en die Filistynse koning onmiddellik op sy agtervoete en sê, ek het geen behoefte aan gekke nie. Waarom bring julle hom na my toe? Waarom bring julle die setenheid na my toe? Maak ontsla, jaag hierdie man weg. Ek wil nie nog boonop die duiwel te maak nie. Agtelik is dit nie. Wanneer Dawid na die tyd hieroor nadink oor wat gebeur het, van hoe sy slim plannetjies toe nou nie so slim was nie, dan onthul hy en maak hy bekend wat die goue draad deur dit alles was. Maak hy bekend hoe dit moontlik was om met 'n kromstok 'n reguit hou te kon slaan. En dit het alles te maak met daardie skepgebede halwe na vore gekom het, saamgevat in die woorde, Here, help my tog. Hoeveel keer het een ek, broeder en suster, agter 'n lesenaar, agter die stuurwiel van 'n motor, voor moeilike besluite, voor krisisse in ons lewens te staan gekom, maar ons regtig nie geweet het waarheen nie. Dink terug, bewustelik en onbewustelik, hoe ons gebid het, Here, help my tog. En dit is wat Dawid aangryp. Wanneer hy besef, maar dit is daardie anker van Here, help my, wat hom deur alles heen gelei. En so word daardie gebed van 'n kranksinnige 'n loergat, 'n vergrootglas
Die goedheid van die Here is groot. Die wat hy vir hom weggeberg het, vir die wat hy kunstig op 'n bepaalde lewensweg geplaas het. En daarom maak ons hierdie venster oop by die behandeling van die gedeelte, broeder en suster. En hoor nou na die woorde. Omdat, jy sien ons begin met daardie rede, omdat die Here altyd sien en hoor wat met my gebeur. Onderstreep altyd. Roep hy my om self te kom proe, self te sien. Dat hy goed is. En ek hom kan vertrou. Nou die saak, broeder en suster, val vir ons uiteen in 2 skaniere wat ons gebruik om ook hierdie venster by die behandeling van die gedeelte oop te maak. In die eerste plek die gedagte. Die mees persoonlike, intieme uitnodiging om proe en sien vir jouself. En dan tweedens, broeder en suster, wat is die ontdekking? Wat is die skat wat ek ontdek wanneer ek proe en sien? Broeder en suster, Psalm 34 het ons net nou beskrywe as 'n juweel, as 'n skitterende diamant. Want sou ons nou in die Hebreëse Bybel hierna kyk, dan is Psalm 34 wat hulle dan ook noem 'n akrostiese, vergeet nou die woord, 'n alfabetiese psalm. Met ander woorde, alfabeties, elke vers begin met 'n letter van die Hebreëse alfabet. Nou ja, alles goed en wel, wat sê, joh, dis om regtig waar 'n kunswerk. Jy moet 'n mens mooi oplet en sien, maar een letter van die Hebreëse alfabet ontbreek. Nou dink nou maar terug aan toe jy nou skool toe gegaan het. Hoe dat die alfabet by jou as 'n klein kindjie ingedrul. Met rede. Maar moenie waag om 'n letter te vergeet nie. Dan is daar moeilikheid. Nou doen die digter dit. In vers 6 skryf hy, en dis eintlik 'n hoogtepunt, hè? Dan sê hy, die wat swaar kry, sien op na hom en straal van blydskap. Hulle word nie teleurgestel in hulle verwagting nie. En dan daardie letter van die alfabet, die waf letter van die Hebreëse alfabet, wat wegval, sodat die digter in vers 7 sê, ek is een van die elendiges wat geroep het. Nou waarom, broeder en suster? Is dit sonder rede? Nee. Dit is om iets te beklemtoon. Klemtoon dat tussen daardie berg en daardie ervarings in die lewe, daar 'n stuk niemandsland is. Daardie stuk niemandsland waarvan net u en ek meermale bewus is, ons gedagtes, ons kommer, ons moedeloosheid. Daardie gevoel van die hele wêreld is teen my. Kyk hierdie onreg. Kyk die probleme waarmee ons te maak het. So amper asof die digter wil sê, maar wanneer ons oor daardie niemandsland, daardie stuk swaar kry begin praat, is daar eintlik nie letters van die alfabet, is daar nie woorde in ons woordeskat wat dit kan omvat. Maar voordat ons dink dat Dawid hierdie donker put wil ingaan, ons lees mooi. Dawid kom juis
na afloop van wat met hom gebeur het en sê, nee, waaroor ek wil sing, as 'n voorbeeld vir almal wat swaar kry, is die goedheid van die Here. En daarom van vers 2 af tot en met vers 5, kom Dawid en hy stapel eintlik hierdie juwele die een na die ander op. Hy sê, niemand wat hulle vertroue in die Here stel, staan teleurgestel in hulle verwagting. Sjoe, broeder en suster, kom ons rol dit weer 'n keer. Niemand, en onthou, onder daardie groep niemand, val ook in my lewe. Nie een van ons verwagting in die Here stel, van ooit teleurgestel. Dis 'n kragveld, broeder en suster. Dis nie wat 'n digter sê nie, dis die belofte van die Here. In jou donkerste donker, die moeilikste moeilikheid, mag jy weet, al gee die Here op 'n ander manier 'n uitkoms en 'n uitweg, laat hy niemand van ons in die steek nie. Ons praat in die algemene omgangstaal met van moenie iemand drop nie. Moenie iemand in die steek laat. Dit is die belofte wat die Here hier gee. Hoekom? Kan nie mense teleurstel. Dit bestaan nie in sy totale wese, in sy natuur nie. Hoekom nie? Want hy is 'n God wat alomteenwoordig is. Alom, hy's voor my, hy's langs my, hy's agter my, hy is bo my en dan sy boonop in my deur sy Gees. Kom ons fokus vers en raak iets aan waarop ons meermale nie van bewus is. Die engel van die Here, vers 8, slaan sy laar op rondom my. Miskien sal van ons sê, maar dis nie gereformeerde taal nie. Dan wil mense sê, maar hoe dan anders? Dis dan in die Bybel. Wat beteken dit? Miskien sal skrif met skrifvergelyking die saak bietjie nader toelig. Dink nou aan 2 Konings 6, waar Elisa en sy slaaf in die woning is. En sy slaaf in totale wanhoop en in moedeloosheid is, want hier rondom hierdie woning, rondom hierdie dorp, word die leers van die Arameërs met al hulle wapens bemerk. En dan, daardie angs, daardie vrees, dis verby met ons, dis klaar. En wat doen Elisa? Nie kom ons bel gehou 911, maar hy bid vir daardie slaaf. Here, maak sy oë oop, dat hy kan sien dat die wat om ons is, meer is as hierdie weermag van die Arameërs. Daniël 7 vers 10, waar Daniël in daardie visioen sien, 1000 maal 10.000 engele om ons. Met ander woorde, as my sommetjies nou nie te krom en skeef is nie, 100 miljoen engele. Wys my, waar is daar 'n weermag? Hierdie aarde groter as 100 miljoen. Dan verstaan ons, broeder en suster, waarvan Dawid sing. Hoe kan die donker en die gevare en die probleme dan altyd
wees as hierdie engele wat hier om my 'n kordon trek, dienende geeste om die te dien wat die saligheid gaan beerwe. Miskien iets van dit wat Paulus in Romeine 8 ook gesnap het in daardie oorwinningslied. Wie sal ons kan skei van die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here? Hoogte, diepte, wat ook al, niks kan nie. En dan hoor jy ons het nou by ons Here Jesus Christus uitgekom. En dit is een van die verdere skitterende glanse van Psalm 34. Die Psalm, hoe kan daardie eie tyd en eie omstandighede eintlik die hande om ons Here Jesus Christus kom slaan? Die digter bid. Maar hy bid en sê niemand wat sy vertroue in die Here stel staan teleurgestel. Maar wat gebeur met ons Here Jesus Christus? Hy bid meermale. So en ek dink ek broer en suster, dit moes seker ongelooflik aangrypend gewees het. Maar nêrens duideliker as daar in Getsemane nie, waar hy worstel met die lydensbeker. Vader, as dit U wil is, dat hierdie beker by my verbygaan. En dan doen hy dit, so staan dit in die evangelies, het gooi ver, 20 tot 30 meter van sy disippels af, hoorbaar, maar hulle raak in die slaap. Word hy gevange geneem. Hy word gegeesel. Sy liggaam stukkend geslaan. En Pilatus bring hom uit en hy vertoon hom hier aan die volk en sê, julle praat van 'n koning, maar kyk hierdie ellendige. Kyk hierdie ellendeling. Kan dit 'n koning wees? Ons trek 'n lyn deur. Die psalmdigter sing van, en tog te midde van daardie donker sal geen been gebreek word. Johannes 19 vers 36 wat hierna verwys. Hoekom word ons Here Jesus se been of bene nie gebreek aan die kruis nie? Want daardie been of bene, gebeendere van mense, het in die Bybelse tyd, die Ou Testamentiese tyd, die betekenis gehad van jou bene is jy. Jou diepste menswees. En veral met die instelling van die Paasfees, was daar 'n duidelike bevel dat die bene van 'n paaslam nie gebreek word. Sien die broeder en suster, Psalm 34. Wat ons hier te staan bring oor Immanuel. God met ons. God by hom. En nou is die vraag. Indien van ons, broeder en suster, ooit vas in hierdie lewe is, nie? Want dis wat ons meermale wil wees. Want omdat ek op die Here vertrou en in hom glo, daardie probleme en die donker en die swaar kry ver weg bly. Maar nou kom die gedeelte in die res van die Bybel en sê, niemand van ons is koelvas. En daardie koelvaste baadjie wat ons aan het, wat sê, dit gaan nie oor ons lewenspad kom nie. Indien ek dit wil wees, broeder en suster, probeer ek harder en sterker wees as wat die bedoeling ooit was. Van ons groote God met ons mens wees. Natuurlik, broeder en suster. Kom die koels en kom die aanslag en kom die swaar kry. Maar nooit sonder die koepel bokant dit. Die Here hoor en sien nie. Dis wat Dawid oor dit nadink. Hy sê, as dit dan U is wat in U koesterende liefde altyd daar is, wat kan ek doen? In vers 2 tot 4 sing hy daarvan. Hy sê, ek sal die Here altyd weer prys, sy lof sal op my lippe wees.
vers 2. Letterlik uit die oorspronklike vertaal. En hoor nou hoe vreemd val dit op die oor. Hy sê, op grond van dit wat die Here vir my gedoen het, wil ek die Here seën. En nou wil hy sê, ja, onder die erediens word ons 2 maal deur die Here geseën. Hoe kan 'n mens met hierdie kromvingertjies die Here seën? En tog gaan lees maar die Ou Testament. Mense seën die Here deur dankbaar te wees. En wat is die vernaamste deel van die dankbaarheid? Ons gebede. Ek wil die Here seën met my dankbaarheid. Net die vers daarna. Deurdat ek die Here seën met my dankbaarheid, wil ek sy goedheid hier onder die vergrootglas plaas. En ek wil as ware spog. Ek wat deur hierdie swaar kry is, sodat ek hulle wat in 'n swaar kry verkeer, kan opbeur en kan versterk. Verstaan jy nou? Hoekom Psalm 34 sê, kom proe en sien self dat die Here goed is. Kom op 'n persoonlike manier, broer en suster. En stel dit vas. Maak dit vir jouself uit. Die Here is goed. 250 keer in 39 boeke in die Ou Testament. Die uitdrukking goedheid. En uit daardie 250 keer die Psalmbundel 127 keer van die Here se goedheid. Hoe jy reg in die begin het ek gesê, dink aan die eie definisie van goedheid. Moeilik, né? Want sou ons woordeboeke oopslaan, beteken goedheid die Here se toegewyde of standvaste geliefde. Maar 'n meer eenvoudige manier sal wees om te sê, die goedheid van die Here het te maak met iemand wat my alles gee terwyl ek niks verdien. En nou sê die Here, dit wat jy verniet ontvang, dit wat elke dag meer as genoeg is in jou lewe, kom proe dit. Oordink dit bewustelik, rol dit in jou binneste rond. Noem daardie tasbare bewyse van God se goedheid in jou lewe op, broeder en suster. Die belangrikste saak in my lewe nie raak. En wat is dit? Wat is dit, broeder en suster? Vers 16. Die Here sorg vir die regverdiges. Sy oë is gerig op die regverdiges en sy ore gerig op hulle opgeroep. Soos dit 'n mens deur 'n teleskoop kyk. En daardie visier wat op iets ingestel is. Sê hierdie digter, die ene ek, ons lewens is in die Here se visier. Niks wat ek doen sien en nie raak nie. Selfs nie daardie gesig van my, daardie skietgebede van Here help my, word nie deur hom gehoor nie. Hy's nie doof nie. Met eerbied gesê, nie swaksiende nie. Hy sien en hoor. Want so sê die woord, van die begin van die jaar af, tot aan die einde van die jaar, 365 dae per jaar is die Here se oë op ons gerig. Dit, broeder en suster, bring 'n glimlag, 'n stralende gelaat, selfs te midde van my swaarkry. Ons sluit af. Ons gesigte, broeder en suster, verklap baie van ons welwees.
Dis 'n advertensiebord wat weergee van elke stukkie kommer, elke stukkie seer, elke stukkie teleurstelling. Daardie manier waarop ek my gesig in plooie trek, daardie front, skouers wat net hang. Ek is moedeloos. Word in ons oë en in ons gesigte raak gesien. Maar ons dank die Here dat die Heilige Gees wat in ons woon en werk, met eerbied gesê gesigsontrimpeling doen. Hy gee hierdie stralende gelaat. Wanneer? Juis wanneer ek hierdie goedheid proe, my eie maak, dan gaan oë oop. Sien een ek raak dat die Here nog nooit anders was as om vir jou en my net goed te wees. Amen. Kom ons verenig saam in gebed. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat ons vanuit u woord opnuut weer vertroos en bemoedig kon word. 12 maande 'n jaar, 365 dae. Sien u raak en hoor u. Daardie fort en laar van u engele wat ook om ons getrek het. Ons dankie dat ons die krag daarvan kan beleef. Dat ons kan sê niks en niemand kan ons van u liefde skei nie. So kom ons as gemeente en ons dra ons gemeente aan u op. Ons bid vir die families van dierbare lidmate in ons gemeente wat in u ontslaap het. En ons dankie dat ons mag weet dat juis by daardie sterwensmoment u engele gebied om u kinders te kom haal. Wil u daardie families vertroos. Ons weet dat ons net mense is en dat die hartseer en die gemis altyd daar sal wees. Maar wil u ook die krag en vertroosting bied. Ons bid ook vir lidmate in die gemeente wat in 'n ernstige motorongeluk was. Ook vir haar wat in die intensiewe afdeling in die hospitaal opgeneem is. Hemelse Vader, is dit ons bede, as dit u wil is, dat u ook daar beterskap en uitkoms en 'n omkeer ook in gesondheid sal bemerk. Gee krag ook te midde van almal wat hierdeur baie diep bedroef is. Ons dankie ook vir waar daar vreugde was in hierdie week. Ons bid vir almal wat al ver op die lewenspad gevorder het. Ons bid vir die gemeente wat ook in die tyd 'n herder en leraar kon beroep. Wil u ook daar in die beroepe broeder se hart ook sodanig werk dat hy ook na u roepstem sal luister, sodat ook u kudde hier plaaslik ook spoedig ook weer van 'n herder en leraar gebruik kan maak om hulle ook te kan begelei in al die gestaltes van woordbediening. Ons bid vir elkeen van ons. Help ons om u goedheid te proe en raak te sien. Dit bid ons nie omdat ons dit ooit kan of sal verdien, maar ons pleit dit in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Na afhandeling van ons liefdesdiens sing ons die gebed saam van
die Onse Vader ook as een van die tasbare bewyse van werklike dankbaarheid waarmee ons die Here seën. Skrifbreë 10:2. Die Here het ons geseën onder die erediens. Niemand van ons staan teleurgestel. Hy is goed. En nou stuur hy ons ook uit om ook by ons woon en ons werkplek voluit met sekerheid en vertroue vanuit die krag van hierdie seën te gaan lewe.
ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Susters, ekskuus tog, ons het nagelaat met die amptelike aankondiging dat Dr. Swemstraf van Walvisbaai beroep is as herder en leraar van hierdie gemeente. Ons bid werklik dat die Here ook in hierdie tyd met hierdie broeder in besonder sal wees, want dit het ons ook gevra met die beroeping dat ons sal berus wie ook al hiernatoe sal kom. En daarom wil ons ook 'n beroep op u as gemeente doen, om nie net vir hom te bid nie, maar ook vir ons, om in hierdie tyd stil te word voor sy heilige aangesig en sê, Here, stuur iemand om ook hier as herder en leraar die woord te kom verkondig. Jammer vir die ongeriep daardeur. Dankie.